Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, die leraar hier van NG Oudtshoorn Park. Dit is vir my baie lekker om saam met julle te wees. Hartlik welkom aan Heartbeat FM se luisteraars en kykers op die Facebook en op die TV, sowel as NG Oudtshoorn Park se YouTube kanaal wat inskakel by hierdie diens vandag. Dis baie lekker om saam met julle te wees en ek bid dat die Here aan die woord kom, dat hy my sal gebruik as 'n stofmens, nederig, afhanklik, maar ek kom bely in die begin Jesus as my verlosser en saligmaker. Mag jy dit saam met my bely vandag, dat hy werklik jou verlosser en saligmaker is. Ek vertrou die Here, ek glo in hom en ek weet daar wag 'n ewige lewe vir my en vir elkeen van julle daar buite wat glo. Ons gaan vandag praat oor die tema, het die kerk nog 'n toekoms? Ons gaan dit bietjie omdraai ook. Is daar in die toekoms 'n kerk? Het die toekoms 'n kerk? En het die kerk nog 'n toekoms? En mag die Here aan die woord kom, 'n paar tekste wat ons gaan lees en ek het bietjie na Dallas Willard gaan kyk, N.T. Wright, ons het by 'n paar bekende skrywers gaan stil staan en ek wil graag vanoggend dit kom deel in 'n boodskap. Mag die Here my seën, ek is 'n stofmens en mag jy ontvanklik wees net daar waar jy is. Maar kom ons bid nou saam, raak 'n bietjie rustig daar waar jy is. Haal lekker diep asem en weet die Here is in beheer. Kom ons bid saam. Heilig, heilig en heilig is U Here God, aan U behoort die koninkryk en die heerlikheid, Here, tot in alle ewigheid. Ons loof U en ons prys U en ons sê dankie Jesus, dat ek nou kan weet, Here, dat U ook hier teenwoordig is, o Heilige Gees. Ons weet dit, Here, want die Gees is uitgestort en hy's in my, langs my, om my, agter my, voor my, hier neffens my, maar in my, om vir my krag te gee, sodat ek vorentoe kan beer. Dankie, Heilige Gees. Dankie dat U die vertrooster is, die helper is, die advokaat is, dat U my nie sal los nie, en dat U saam met my tree vir tree die toekoms instap. Ons kom vra, Here, vanoggend dat U ons sal seën in hierdie boodskap en dat die hoorders ook sal hoor. En laat ons hierdie boodskap vandag nie net sal hoor nie, maar sal oordink en prakties gaan uitleef as kinders van U. Ja, Here, ons bid nou vir wysheid uit die woord. Seën my, Here, seën die woorde wat gespreek word en laat elke hoorder vanoggend sal hoor, Here, dit wat U op hulle harte kom druk. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Het die kerk nog 'n toekoms? Het die toekoms 'n kerk? Ek lees vir ons saam in Kolossense hoofstuk 1 vers 18. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste en die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Jesus, hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Vriende, ons hoor Christus is die hoof van die liggaam. En dan staan daar, hy is die hoof van die kerk. Die term kerk word vertaal met die Griekse woord ekklesia, wat 114 keer in die Nuwe Testament voorkom, en dit word opgebreek in die woord ek en kaleo, wat uitroep beteken. Met ander woorde, jy wat uitgeroep is, deur die hoof van die kerk, deur Jesus Christus, jy wat met ander woorde uitgeroep word om te gaan en te gaan kerk wees, ekklesia wees, daar waar God jou geplaas het, in jou huwelik, in jou gesin, by jou werk, tussen jou vriende, is jy kerk. En ons hoor sommer dadelik vanoggend die eerste intrapwoorde, die kerk, die term ekklesia verwys na die liggaam van gelowiges, en nie na 'n gebou nie. 'n Gebou is 'n bymekaarkomsplek, dis 'n plek waar ons bymekaar kom, is 'n sentrum waar die gelowiges bymekaar kom, en waar ons same koinonia, gemeenskap van gelowiges beleef, en onder die geklank van die woord kom, net soos die Handelinge gemeente. Dit is ook kerk.
Dis dan ook kerk wees. As jy deel is van 'n Bybelstudie of 'n Bybelskool, het jy ook kerk vir daai oomblik. Jy's kerk, maar jy is kerk. Jy is die baksteen, jy is die bousteen van die kerk, deel van die liggaam van die Here Jesus Christus, die term ekklesia, daar waar God jou geplaas het. Billy Sunday sê, going to church doesn't make you a Christian any more than going to a garage makes you an automobile. So ek kan nou vir myself sê, ja, as ek nou na die supermark toe gaan, beteken dit nie, ek is 'n botter as ek by die botterrak staan nie. As ek na 'n garage toe gaan, beteken dit nie, ek is 'n kar nie. Billy Sunday kom sê eintlik, as jy kerk toe gaan, beteken dit nie outomaties jy is 'n Christen nie. Maar ken jy die lewende Here en staan jy in 'n verhouding met die opgestane Jesus? En dit is waar ons vanoggend by uitkom, boetie en sissie, dat jy jou sonde sal bely, dat jy sal terugkeer na dit wat God wil hê jy moet wees, dat jy die Gees sal toelaat om aan jou te werk, sodat jy sal wees wat God jou geskep het om te wees, dat jy sal uitkom by wie jy moet wees. Ons almal ken die antwoord op hierdie vraag wat ek in die begin gevra het. Dominee Marinus Tron het dit by ons gevra laasweek in die Pinkster. Dit is die moderator van die NG Kerk in die Wes-Kaap. En Dr. Stefan Joubert het die vraag bietjie omgedraai en gesê, het die toekoms 'n kerk? Het die kerk nog 'n toekoms? En het die toekoms 'n kerk? En die antwoord is ja, ons weet wat's die antwoord. Natuurlik het die kerk 'n toekoms, want die hoof van die kerk is Jesus, en hy hou sy kerk in stand, die liggaam. En solank Jesus die hoof van die kerk is daar hoop, en is daar 'n toekoms vir die kerk. Het die toekoms 'n kerk? Natuurlik sal die toekoms 'n kerk hê, want Jesus is ook in die toekoms, hy wat was, is en sal wees. Mits die wederkoms nie voor dan plaasvind in die toekoms nie, gaan ons kerk bly wees, ek en jy, want ons is deel van die liggaam van Christus. Hy wat die hoof is van hierdie liggaam, van die ekklesia, van die kerk. 114 keer in die Nuwe Testament lees ek dit, dat ek en jy kerk is, daar waar ons geplaas is. Daar's iets wat ons moet hoor vanoggend. In die eerste plek, die kerk behoort aan Christus, nie aan mense nie. Die kerk, ekklesia, die uitgeroeptes behoort aan Christus. Ons is nie 'n gebou nie, maar ons is 'n gemeenskap van gelowiges wat binne 'n dorp, binne 'n plek in 'n seisoen van ons lewens geplaas is om 'n verskil te maak, om die hoop wat ek het in die opgestane Jesus vir mense te gaan vertel. Dat mense kan sê, maar wat is anders in jou? En dan kan ek sê, ek het hoop. Want my hoop is Jesus, hy is die antwoord op alles. Ek het absolute vrede wat ek by God kry danksy Jesus, wat vir my gesterf het aan 'n kruishout. Christus is die hoof, Gepale, die hoof. Hy is nie net simbolies die hoof nie. Dit is nie 'n simboliek waarvan ons praat vanoggend nie, maar hy is die bron van lewe en die absolute gesag. Hy is die hoof van die kerk. Hoor ons dit vanoggend. Dietrich Bonhoeffer het 'n pragtige aanhaling waar hy sê, the church is the church only when it exists for others. As ons bestaan om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. The church is the church only when it exists for others. Hoekom bestaan jou kerk waarvan jy deel is? Daar waar jy inskakel, maak nou nie saak in watter denominasie jy vanoggend is nie, broer en suster. Ons verskil verskriklik van mekaar. Kom ons wees nou maar baie eerlik. Ons hoef nie eenders te wees nie, maar daar's 'n eenheid. Ons hoor iets van, ons behoort eintlik aan die kerk van Christus. Daar's nie 'n naam wat ons moet gee nie, NG Park of Hervormde Kerk Oudtshoorn of AGS dit of Pinkster Protestant of waar ook al jy jouself bevind nie. Ons is kerk van Christus.
Ja, ons is verskillend en ons is anders en ons persoonlikhede verskil en ons nikke en grille en ons teologie verskil 10 teen 1 en ons het verskillende invalshoeke en ons dink anders en ons dink baie keer ons kerk is die regte kerk. Kom ons wees gou eerlik met mekaar. Is daar 'n regte kerk? Want in ons koppe dink ons steeds die gebou of die denominasie. Maar ek en jy is kerk, Ekklesia. Ek en jy is die kerk van Christus, wat die hoof van die kerk is. Ons behoort aan Jesus se kerk. En dit beteken ek en jy as kind van die Here het 'n gemeenskaplike boodskap. Waar is jou hoop? My hoop is in die opgestane Jesus en ons het soveel in gemeen met ons boeties en sissies en ander kerkdenominasies. Want ons kan saam praat oor die hoop wat leef. Vriende, dink gou bietjie. As almal van ons in Suid-Afrika, maak nie saak hoeveel 100,000 mense in jou denominasie in Suid-Afrika is nie, as elke persoon net vir een mens kan sê in Suid-Afrika, dat Jesus die antwoord is. Dat hy die weg, die waarheid en die lewe is. As almal in Suid-Afrika vir een persoon kan sê, Jesus is die weg. Dink gou die bekering wat in Suid-Afrika kan plaasvind. Dink gaan aan hoe wonderlik dit sal wees. Ek het in baie kerke waar ek al dominee was, is daar in die pad voor die kerk, is daar 'n bordjie wat opgesit word. En julle sal dit dalk in julle dorpe en in julle plekke waar julle kerk is, sal julle dit beleef. Daar waar jou kerk is, gaan kyk 'n bietjie. Dalk sien jy dit nog raak, dalk is daai tekens nog op. Is daar 'n bordjie wat staan stilte kerk. En as jy dan verbyry aan die ander kant en terug, en dan staan nog 'n bordjie wat sê stilte kerk. En die bordjie is maar duidelik opgesit om te sê, wees stil, moet nou nie jou toeter druk of harde musiek speel nie. Hier is moontlik 'n kerkdiens aan die gang, jy gaan steurend wees. Stilte kerk. En daai bordjie het iets begin sê vir my in 'n ander konteks. Wat lees ons eintlik? Die kerk het begin stil raak. Stilte kerk het ons verlang gesê vir die mense, stilte kerk. Die kerk is nou aan die gang, stilte asseblief, kerk. Maar nou raak die kerk stil. Ek en jy is kerk. Ons kan nie stil raak nie. Die bordjie moet afgehaal word, ons moet praat kerk, daar gaan opskryf. Praat kerk, gaan getuig kerk, want ek en jy is kerk, elke dag van ons lewens. As ons iets verstaan, kom Dallas Willard, en hy skryf die volgende in die transformasieproses van ek en jy wat moet besef, ons is Ekklesia, dan sê hy, the church is God's eternal community of the spiritual transformation of ordinary people. Dis God se geloofsgemeenskap, sy ewige geloofsgemeenskap, wat 'n transformasie ondergaan, en dis gewone mense, soos ek en jy, wat geroep word vir hierdie transformasie. N.T. Wright, Tom Wright wat sê, the church is not a social club or a religious escape hatch. It is the body through which Jesus is at work in the world. Die kerk is nie net 'n eksklusiewe klub en jy's nie welkom nie. Ek en jy is kerk, verstaan ons vanoggend dit. Die oomblik as jy hoor, jy's die bousteen. Ons kan baie keer sê, die kerk het my seer gemaak, of daar by die kerk het ek dit beleef, want in ons denkraamwerk is dit die gebou, en ons wil baie keer sekere persone in die kerk as kerk sien, maar ek en jy is kerk, ons is Ekklesia. Verstaan ons vanoggend dat ons moet gaan kerk wees. Pragtige statistieke wat ek raak lees volgens die Pew Research 2024, wat sê dat die kerk is besig om te groei in Afrika, in Asië en in Suid-Amerika. Dis positief hierdie goed. Maar hoeveel wêrelddele moet nog groei? Hoeveel mense moet nog hoor dat Jesus die antwoord is, dat hy die weg en die waarheid en die lewe is?
My tweede punt vanoggend, as die eerste punt sê, die kerk behoort aan Christus, nie aan mense nie, ek en jy is eklesia, kom die tweede woord en sê die kerk, eklesia, ek en jy, is die pilaar van waarheid in 'n wêreld waar daar verwarring is. In 'n wêreld waar die misdaadsyfers opgetel het, misdaad en geweld, en kyk hoe lyk ons samelewing, en kerke begin krimp het, en getalle begin krimp het, en die bywonings begin krimp het, by die kerkbyeenkoms, by die kerkgebou, is die teenpool waar laat die misdaadstatistieke die hoogte inskiet. Waar's ek en jy? En waarmee is ek en jy besig, wat die liggaam van Christus behoort te wees? Die pragtige teks wat ek wil lees, is in 1 Timoteus 3 vers 15, waar daar staan, in geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. Timoteus wat kom sê, maar hoe moet ons gedra as kinders van God in hierdie wêreld? En ons is die draer en die beskermer van die waarheid wat die woord van God is, wat die evangelie is, wat die hoop in Jesus Christus is. Ek en jy is daai draer wat dit die wêreld moet indra, wat vir mense hierdie hoop moet bring. Vriende, ek wil dit so duidelik sê, die kerk is nie 'n museum van dogma nie, maar 'n lewende draer van die waarheid in 'n kultuur van relativisme. Kan ek dit weer lees? Ek het lank hieroor gedink. Die kerk is nie 'n museum van dogma nie, maar 'n lewende draer van die waarheid in 'n kultuur van relativisme, want alles is relatief deesdae vir mense in die wêreld daar buite. Humanisme kry die antwoord, en hierdie dogma kry die antwoord, en daai filosofie en daai wysbegeerte. Die kerk is nie 'n museum van dogma nie. Kom na ons toe, ons het net dogma wat ons wil verkondig nie. Nee, ons moet die lewende draer wees van die waarheid, en die waarheid is Jesus. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader toe behalwe deur Jesus nie. En as ek en jy kan vashou aan Jesus, as ons daai waarheid kan oordra vir die wêreld daar buite, en dan sê, manne en vroue, kom terug na die woord van God toe. As jy 'n etiese antwoord soek, gaan lees jou Bybel. As jy wil weet wat is die waarheid, lees die woord van God, want dan ken ons die waarheid. Leslie New Beginning, ek het dit al aangehaal 'n week of 2 terug in 'n preek van my, en ek wil dit graag weer deel vanoggend, sê, the church is not meant to call men and women out of the world into a safe religious enclave, but to call them out in order to send them back as agents of God's kingdom. Ek en jy word opgeroep om as agente van hoop te gaan optree in 'n wêreld daar buite. Dit is eklesia. Dis wie ek en jy is, deel van hierdie liggaam om die waarheid te gaan verkondig. Die baie bekende Jürgen Moltmann sê die volgende: the church can only be true to itself when it is a witness to hope of the coming kingdom. Die oomblik wanneer ek en jy 'n lewende getuie is ons werklik true to ourselves. Dan kan ons sê ons is kerk. As ons getuies is wat hoop gaan oordra in 'n wêreld wat hoop nodig het. Boetie en sussie, jy hoef nie altyd iets fisies te gaan doen nie. Bid vir mense, stuur dalk 'n WhatsApp vir iemand, praat met iemand, vat net een persoon vir 'n koffie en gesels oor Jesus. Gaan wees 'n getuie in 'n wêreld wat getuies nodig het. Daar's soveel redes hoekom mense die kerk verlaat het. In ons kop dink ons nog steeds kerk aan die gebou of die denominasie. En daar's 'n hele klomp redes hoekom mense 'n denominasie sal verlaat. 'n Hele boek vol redes. Maar een van die redes wat my vang
is dat mense sê kerke is nie opreg nie. Mense beleef nie 'n egtheid by kerke nie. Ekskuus. En dit beteken, vriende, as ons sê ons beleef nie 'n egtheid by kerke nie, beteken dit ons as eklesia kom nie opreg voor nie. En ons dra die boodskap van hoop wat in ons binneste is, nie opreg oor aan mense nie. Die jong mense sê, dominee, mense moet dit net nie fake nie. Hulle het so sê ding, fake it till you make it. Ek en jy sal dit nooit maak as ons gaan fake nie. Vriende, ons moet opreg wees in ons geloof en in ons verhouding met die lewende Here Jesus Christus. Mense kyk na jou en hulle weet of jy opreg is. En hulle ken die egtheid want hulle sien dit in jou lewe. Leef jy die waarheid? Ek wil by die derde punt uitkom. Die tweede punt het gesê, die kerk is die pilaar van waarheid in 'n wêreld wat verward is. Ons weet hoe lyk die wêreld. Ons ken die misdaadstatistieke, ons weet die korrupsie en die geweld en alles daar buite. Ek en jy moet kerk en getuie gaan wees. Dis wat ons hoor in punt 2. En die derde en in die laaste punt. God se kerk het 'n missie, die Missio Dei. En God voeg steeds mense by sy kerk daagliks. Steeds mense raak deel van die eklesia. En God kom en hy stuur ons, gaan dan na die nasies toe en maak mense my disippels. 'n Wonderlike gedeelte is Matteus 16 vers 18, waar Jesus met Petrus praat en hy sê, ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Jy sal eklesia vir my wees. Ek bou dit op jou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die kerk groei nie altyd deur nog programme by te sit nie, om nog dinge te doen nie, nog verwagtinge te stel nie, maar deur God wat aktief besig is om in mense se lewens te werk. Dis God se kerk. Hy is in beheer. Hy is die hoof van die kerk. Die bekende David Bosch het gesê, mission is not merely an activity of the church. It is the very essence of the church. Met ander woorde, sending is nie net nog 'n aktiwiteit wat ons moet doen by ons kerk nie. Ons is almal deel van sending. Ons word gestuur in 'n sending wêreld. In die oomblik as jy by jou geloofsdenominasie by daai deure uitstap, dan is jy in die sending wêreld. Dis die essensie van kerk. Dallas Willard kom en hy sê, the aim of the church is to be disciples and make disciples. Not merely to gather a crowd. Luister mooi wat sê Dallas Willard. Hy sê, the aim of the church is to be disciples and to make disciples. So ek en jy moet disipelmakers wees. Hy sê, the aim of the church is not to gather a crowd. Dit gaan nie oor getalle nie. Dit gaan nie oor geld en geboue en getalle, die 3 G's nie. Dit gaan oor ek en jy wat disipels moet gaan maak. Vriende, hoekom is ons kerk? Waarmee is ons besig ook in ons kerke? 'n Teks wat vir my uitstaan is Efesiërs 3 vers 6 wat sê, en dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam, daar is ons weer by die eklesia, deel van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Mense raak deel wanneer ons die verkondiging van die evangelie begin deel met hulle. Johannes 1 vers 12, kyk hoe word jy lid van God se kerk. Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word.
Daar word ek deel van God se kerk. Christus wat die hoof van die kerk is, Kolossense 1 vers 18. Hoor ek dit? Geloof? Dis hoe ek deel raak in my verhouding met God. En nou word ek ook uitgestuur op 'n missie, gaan dan na die nasies toe, sê Jesus in Matteus 28. Ek stuur julle nou uit. Julle kan nie passief net sit by 'n bymekaar kom plek nie. Julle kan nie net by 'n sentrum bymekaar kom en mekaar warm broei nie. Gaan nou uit en gaan wees eklesia in 'n wêreld wat dit nodig het. Vriende, ek wil afsluit vir oggend. Die kerk is nie net ons sin nie. Dit is Christus sin. Ek en jy moet hoor, hy is die hoof van die kerk. Het die kerk 'n toekoms? Ja, die kerk het 'n toekoms. Want eklesia behoort aan die hoof van die kerk. Christus is die hoof en ek en jy is uitgeroep deur Christus en ons behoort aan hom. Daarom het die kerk 'n toekoms, want ek en jy is eklesia. Ons is kerk. Is daar in die toekoms 'n kerk? Die vraag is Christus dan in die toekoms? Ja, Christus is in die toekoms. En omdat hy in die toekoms is daar in die toekoms 'n kerk. So met ander woorde, kerk moet ons hoor, ek en jy, wat saam met Christus op pad is die toekoms in. En hy sal ons nie los nie. Hy hou sy kerk in stand. Vriende, hy het een gelowige nodig. Hy het een ou nodig om die evangelie te verkondig. Ons kyk baie keer in hierdie getalle vas. Ek en jy moet net getrou wees. Ek en jy wat nog by 'n bymekaar kom plek bymekaar kom, wat vanoggend na hierdie boodskap luister. Ons moet net getrou wees en uitgaan na 'n wêreld toe daar buite wat nodig het om die hoop te hoor wat daar is. Elkeen wat glo word deel van God se kerk, deel van sy huisgesin. En ek en jy word nou uitgestuur in 'n wêreld daar buite. En ons word uitgestuur om die boodskap van hoop te gaan verkondig. Ek en jy is uitgeroep. Hoor dit vanoggend. Hy roep jou en my spesifiek uit. Ek sal my kerk bou, sê Jesus in Matteus 16 vers 18. God sal self sy kerk bou. Ek en jy moet net getrou wees. Ons moet verantwoordelikheid vat en ons moet deel van die liggaam wees en doen wat van ons as deel van die liggaam verwag word. As jy die oog is, moet jy sien. As jy die hand is, as jy die voete is, ons het almal 'n plek in die liggaam van God. En vriende, kom ons gaan leef ons gawes en ons talente uit, daar waar die Here jou geplaas het in jou gemeente. En kom ek en jy gaan wees kerk, beginnende sommer in jou huis, daar waar die Here jou geplaas het, binne in jou huishouding. Ek bid vanoggend dat jy hierdie boodskap sal ontvang en besef, dat Christus is die hoof van die kerk, en ek en jy is die kerk wat gestuur is. Amen. Here, baie dankie dat ons vanoggend net uit die woord uit kon hoor, die kerk behoort aan U, aan Christus. U is die hoof van die kerk. Maar Here, ons hoor ook vanoggend dat ons nie net vir onsself bestaan nie, maar dat ons moet uitgaan na 'n wêreld toe wat dit nodig het. Ons moet die pilaar wees van waarheid, wat ons in 'n wêreld bring wat in 'n verwarring is, wat hooploos voorkom. Ja, Here, ons moet getuienis gaan deel met 'n wêreld. Ons moet gaan getuig oor die hoop wat daar is in die opgestane Jesus. Die kerk het definitief 'n missie, hoor ons vanoggend, Vader. En U voeg steeds daagliks mense by. Mag ons werklik, Here, uitkom by dit van wat U vir ons beplan, vir ons as kerk. Mag ons U wil bly soek. Mag ons U wil doen elke dag. En Here, mag ons die mense wees wat U ons geskep het om te wees. Ek dank U, Here, vir 'n geleentheid soos hierdie, waar ons vanoggend onder die geklank van die woord kon kom en weer hoor, ons is gestuur. Ons is gestuur na 'n wêreld wat hoop nodig het. En die antwoord vanoggend vir elkeen wat luister, of jy siek is, of jy bekommerd is, of jy vrees het, of jy in nood sit, of jy opgewonde en bly is, die antwoord is Jesus. Die Here is my herder,
Ek kom niks kort nie. Dankie Jesus. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle ingeskakel het vanoggend by die boodskap Goedheid en Guns. Ons kuier weer met mekaar volgende week.